Rigters, hoofstuk 19. Gedurende daardie tyd het daar nog geen koning oor Israel regeer nie. In die bergwêreld van Efraim het 'n Lewiet gewoon wat vir hom 'n byvrou uit Juda, uit Bethlehem gekry het. Die vrou het egter van hom af weggeloop en terug na haar pa se huis in Bethlehem gegaan. Vir 4 maande het sy by haar pa gebly. Toe vat die man 'n paar van sy donkies en 'n dienaar van hom en gaan agter die vrou aan om haar te oortuig om terug te kom na hom. Sy vrou het hom in haar pa se huis ingenooi, wat baie bly was om hom te sien. Toe oortuig sy skoonpa hom om vir 3 dae lank by hom te kuier. Hulle het saam geëet en drink en lekker gekuier. Die 4de dag het die man egter vroeg opgestaan en gereed gemaak om terug huis toe te gaan. Sy skoonpa het egter vir hom gesê, "Voor julle gaan, moet julle eers ietsie eet." Toe het hy en sy skoonpa gaan sit en saam geëet en gedrink. Sy skoonpa sê toe, "Kom aan, bly die nag oor en geniet dit." Die man wou nie oorbly nie, maar sy skoonpa het hom eindelik oortuig om te bly. Vroeg die oggend van die 5de dag het die man weer gereed gemaak om te vertrek, en sy skoonpa sê, "Julle moet eers eet, dan kan julle later vanmiddag vertrek." Toe eet en kuier hulle verder. Toe die man, sy byvrou en sy dienaar later opstaan om te vertrek, sê sy skoonpa vir hom, "Dit raak laat. Kyk, die son is al besig om onder te gaan. Dit sal beter wees as julle liewer vanaand ook oorbly en môre vroeg julle reis voortsit. Kom aan, geniet dit." Die man wou egter nie nog 'n nag oorslaap nie, maar het vertrek en tot naby Jebus, wat ook Jerusalem genoem word, gekom. Die son was al byna onder toe hulle Jebus bereik. Daarop sê die dienaar vir die man, "Hoekom oornag ons nie sommer in Jebus nie?" Maar hy antwoord, "Nee, ons kan nie oornag in 'n stad vol vreemdelinge nie, slegs waar Israeliete woon. Laat ons voorttrek tot ons Gibea bereik. Kom, laat ons aanbeer na 'n beter plek soos Gibea of Rama. Ons kan daar oornag." En hulle het verder getrek. Net toe die son ondergaan, het hulle die grens van Gibea, wat in Benjamin geleë is, bereik. Daar op die stadsplein het hulle gaan sit en rus, maar niemand het hulle in sy huis opgeneem vir die aand nie. Op daardie oomblik het 'n ou man van sy werk in die landerye afgekom. Hy het net tydelik in Gibea gewoon en kom oorspronklik van die bergwêreld van Efraim. Die stam van Benjamin het in Gibea gewoon. Toe die bejaarde man die reisigers op die stadsplein gewaar, vra hy, "Waar kom julle vandaan en waarheen wil julle gaan?" Hy antwoord, "Ons kom nou van Bethlehem in Juda af en ons is op pad na die bergwêreld van Efraim waar ek woon. Ek het eers afgegaan na Bethlehem, maar is nou op pad na die huis van die Here. Hier egter het niemand vir my huisvesting vir die aand gegee nie. Ek het genoeg strooi en voer vir my donkies en daar is ook oorgenoeg brood en wyn vir my, die vrou en my dienaar. Ons het niks meer nodig nie." Daarop sê die ou man, "Vrede, plaas enige iets wat jy kort kom op my rekening, maar jy mag nie op die stadsplein oorslaap nie." Toe vat hy hulle na sy huis toe en sorg dat die donkies voer kry. Daarna het hulle voete gewas en self ook iets geëet en gedrink. Net toe hulle lekker begin kuier, kom van die manne, 'n klomp niksnutte van die dorp, daaraan en omsingel die huis. Toe klop hulle hard aan die deur en skreeu vir die ou man, die eienaar van die huis, "Jy moet daardie man wat jy in jou huis gebring het, hier na buite bring, want ons wil met hom seks hê." Die ou man aan wie die huis behoort het na hulle toe uitgegaan. "Ag nee, vriende, mens doen mos nie sulke dinge nie. Waarom wil julle sulke vieslike dinge aanvang? Ek sal liewer my dogter wat nog 'n maagd is, saam met die man se byvrou vir julle uitbring, dan kan julle hulle verkrag as julle so voel. Maar julle mag nie sulke vieslike dinge met die man doen nie." Hulle wou egter nie gehoor gee nie. Daarom het die man sy byvrou gegryp en haar by die deur uitgestoot na die manne toe. Daardie hele nag tot vroeg die volgende oggend het hulle haar verkrag en aangerand. En met sonsopkoms het hulle haar net so laat staan. Sy byvrou het daar op die drempel by die deur van die huis waarin haar man was, ineengestort. Vroegoggend het haar man opgestaan om verder te reis.
Toe hy die deur oopmaak, sien hy sy byvrou daar voor die deur lê, met haar hande uitgestrek na die deur toe. En hy sê, jy moet opstaan dat ons kan verder trek. Sy het nie reageer nie. Toe maak hy gereed, laai haar op een van die donkies en vertrek na sy huis. Sy byvrou het hy met 'n mes in 12 stukke opgesny toe hy by die huis kom. Na elke stam van Israel het hy 'n stuk van haar liggaam gestuur. Al die mense wat dit gesien het, het gesê, ons het nog nooit so iets gesien vandat ons die dag uit Egipte opgetrek het nie. Neem kennis van hierdie gebeure en laat ons die saak uitpraat.